Strome van see en van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlijke tyd van verhoge, vloei uit ons eiland en hoog. Strome van sien, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome o Heer. Strome van see en van bowe, daal met verfrissing tans neer. Dit is wel lekker om vandag bietjie hier in die kerkgebou te wees. Ag, het voel leeg, het voel eintlik treurig, maar die opwinding is daarom vir ons in die vooruitsig, dat as dit die Here se wil is, dan kuier ons sommer weer gou-gou saam. Elkeen hier op ons plekkie, in die geloofsgemeenskap, deel van die ketting waaraan ons behoort. Kom ons maak gereed om hierdie diens te begin in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sit sommer met jou handpalms, miskien so na bo, toe oë. Asem lekker diep in. Word bewus van God se teenwoordigheid, van die Heilige Gees hier by ons, en dan luister ons na die woorde van hierdie stukkie van Soos 'n Wildsbok. Kinders van die Here, genade en vrede vir elkeen wat hier luister en dit hoor. Kom ons antwoord op die groet van die Here. Dan sing ons 'n mooi loflied, soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God.
Ons almagtige hemelse Vader, ons is vandag hier saam as u kinders, omdat ons so baie keer 'n leegtyd ervaar, wat nie deur wêreldse dinge geles kan word nie, gevul kan word nie. Ons is dors. Dankie dat u vir ons die lewende water is. Dankie Here dat ons u woord het waaruit ons kan lees, wat vir ons kan leer en lei, wat ons voetspore kan rig, wat vir ons soos lig op die donker paaie van vandag is. Here, daar is so baie dinge wat ons van u wil bid. Ons wil ons mense aan u opdra, reg oor die wêreld, maar veral ook in Suid-Afrika. Ja, Here, ook in ons eie omgewing, ons hospitale, ons hospitaalpersoneel, ons skole, die onderwysers en hoofde, ons skooliere. Here, elke kliniek, elke passasier en elke voertuig, elke gesondheidswerker, elke mamma, elke pappa, ouma, oupa. Here, in hierdie tyd het ons nodig dat u vir ons sal styf vashou en dat u vir ons asseblief duidelik sal wys uit die woord wat u van ons wil hê. Dat ons bereid sal wees om te hoor wat u ook nou vir ons wil sê. Here, daar is so baie van ons mensies ook in aftreeoorde en ouer huise, in hospitale, mense op ventilators, mense wat geliefde verloor het aan die dood. Dit is deel van ons realiteit en ons kan nie daarvoor wegkruip nie. En al wat ons kan doen is om by u, ons rots, ons veilige skuilplek te kom skuil. Here, spreek nou, want ons u kinders luister. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees vandag uit 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is uit die Ou Testament, Esegiel 47, en dan Openbaring 22. En al twee hierdie gedeeltes gaan oor water, oor 'n stroom en oor God. Die stroom uit die heiligdom, Esegiel 47 vers 1 tot 12. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk, die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop, dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was knie diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie kon deurloop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskant op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en die see sal vars, wat die see sal vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see en net so baie, net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskant op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome bloei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte
sal nie opraak nie, hulle sal elke maand dra, want die stroomse water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. En dan ons gedeelte uit Openbaring 22. Ons lees daar saam vanaf vers 1 tot 7. Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en die stroom uit die troon van God en van die lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte, elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Toe sê die engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseënd is elke een wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Ons lees tot sover. Ons maak keuses en dan maak die keuses ons, sê iemand. Ek en jy staan elke dag voor 'n klomp keuses en keuses wat ons maak het natuurlik 'n groot impak op 'n mens se lewe. Jy weet net so goed soos ek dat 'n mens daarom mooi moet dink wanneer jy keuses maak. Want keuses het gevolge. Keuses het implikasies vir ons menswees. Party keuses kan 'n mens se lewe heeltemal ontspoor. Terwyl goeie keuses aan die ander kant jou lewe weer in 'n positiewe rigting, jou denke, jou gemoed in 'n positiewe rigting kan stuur. Om die Here te kies, die keuse vir hom of teen hom, is natuurlik 'n keuse wat dikwels in die Bybel na vore kom. Hierdie keuse het ook 'n groot invloed op 'n mens se lewe en die res van jou ewigheidslewe. Dit bepaal die vertrekpunt van baie ander besluite wat 'n mens dan maak. As jy byvoorbeeld vir die Here kies, dan behoort dit 'n invloed te hê op jou keuses wat betref jou vriende, jou geld, jou tydsbesteding, dit waarin jy aandag gee en waarin jy waarde heg. Ek wil graag vir julle van hierdie professor vertel. In sielkunde wou hy bewys dat vir sy studente dat groepsdruk, ja, ons het ook maar groepsdruk, al is ons al ouer, dis nie net skoolkinders wat groepsdruk ervaar nie, maar dat groepsdruk 'n mens meer vatbaar maak vir 'n oortuiging. Hy het 5 kinders van 12 jaar gekies en hy het vir elkeen van hulle gesê, luister, ek gaan vir jou vra, hoeveel is 4 maal 3? En dan moet jy vir my antwoord 13. En so het hy vir al 5 van hulle dieselfde gesê. As ek vra hoeveel is 4 maal 3, dan antwoord jy, dit is 13. Nou hierdie 5 kinders het natuurlik nou geweet wat aangaan, maar hulle het 'n 6ste kind ingebring, ook van die ouderdom, en hulle het vir die 6ste kind gevra, toe die oefening nou begin, het hulle eers vir die 6ste kind het niks van hierdie reëlings geweet nie. Hy was heel onskuldig. Die professor vra toe vir die eerste kind, hoeveel is 4 maal 3? En die kind antwoord 13. Sonder om te huiwer, die antwoord is 13. So vra hy vir die tweede een, die antwoord is 13. En so gaan hy aan. Uiteindelik vra hy vir die kind wat van buite af ingekom het, hoeveel sê jy is 4 maal 3? Jy kan seker raai wat hierdie stomme kind se antwoord was. Ja, hy het goed geweet wat die regte antwoord is. Maar toe antwoord hy ook 13. Met hierdie oefening kon almal sien hoe maklik vatbaar 'n mens is vir groepsdruk en hoe 'n mens mense toelaat
of hoe 'n mens toegelaat word dat die menigte, die meerderheid jou saam sleur in die stroom van die lewe. Selfs al sou dit teen 'n mens se beginsels wees, as die oorgroot meerderheid sê die antwoord is 13, gaan jy teen 1 ook maar hulle voorbeeld volg, die voorbeeld van die groep. Kyk maar bietjie wat gebeur as 'n mens byvoorbeeld by 'n partytjie is. Ag, julle jong mense ken dit, nê? Mens weet waar jou perke is, en dan sal van jou vriende sê, vat nog een. En hulle hou aan en dan doen jy dit maar. En môre is jy spyt, jy daai nog een gevat. Kinders doen dieselfde. Dan hoor 'n mens gou hulle verskoning. Ag ma, maar Jan en Gert of Piet of Sarie het dit ook gedoen. Toe doen ek dit ook maar. Dis nie my skuld nie. Of ma, sussie het dit eerste gedoen. Dis hoekom ek dit ook gedoen het. Met ander woorde, solank die groep lei, sal die ander in die vuur spring. Ons hoor dit so maklik. Almal in die kantoor vat van die papier in die fotostaatmasjien of van die voorraad potlode daar so baie of van die penne, dit lê net daar. Of almal in die samelewing lieg. Hoekom gaan ek my dan nou in eerlikheid steur? Almal doen dit, doen ek dit ook. Of almal skinder. As ek nie saam skinder, gaan ek verseker uitwees, en laat ek maar ook my deel van skinder bydra. Ek word deur die groep meer gesleer. Ja, en dis dan net hier waar ek en jy moet besef, dat hierdie meesleuring deur die stroom, dat dit gevolge het. Esegiel profeteer vir 'n volk, wat begin het om met die stroom saam te gaan. Net soos die volkere om hulle, het Israel ook verkeerde keuses begin maak, en sekere verkeerde beginsels begin volg. In plaas daarvan om agter God aan te beweeg, wat partykeer opoffering vra, wat partykeer vra dat jy jou rug op die groep sal moet draai, het hulle al meer van God 'n bysaak gemaak, en hulle offers, soos die res, aan afgode begin bring. Jochen, is iets hiervan nie, maar ook waar in ons samelewing van vandag nie. In plaas daarvan om agter God aan te beweeg, in plaas daarvan om vir God te kies, om op te staan vir hom, om alles vir hom te gee ons ook eerder maar ons offers aan ons stokperdjies, of aan ons verslawings, of aan die wêreld se kitskosrestaurante, of aan die wêreldmarkte, of aan brandname klere en produkte. Israel het mekaar begin verkil met omkoopgeld te aanvaar, hulle die armes misbruik en uitgebuit vir goedkoop arbeid, en hulle die reg tot hulle eie voordeel begin verdraai. Hulle het dit gedoen omdat al die mense om hulle in elk geval ook so geleef het. Hulle het saam in die stroom gegaan, omdat almal so praat, so doen, so optree, so lewe, doen ons naderhand, maar almal so. Geliefdes, ek en jy, as ons met die stroom wil saamgaan, moet jy en ek ook weet dat ons instemming en ons bewustheid om met hierdie stroom saam te gaan, gevolge het. Israel het nie net die pla, die 10 pla en die terugslag beleef wat die hele land getref het nie, maar dit het ook iets aan hulle siel gedoen, iets aan hulle integriteit, dit het iets aan hulle beskouing oor God gedoen, hoe hulle teenoor mekaar optree, en hoe hulle oor hulle self voel. Dit het in hulle siel en menswees en eenheid met mekaar, as 'n volk, as 'n geloofsgemeenskap, as kinders van die Here, het dit 'n dorheid gelaat. Dit het 'n sekere leemte gehad, soos wat hulle met hierdie stroom saamgesleer is, het dit in hulle binneste, in hulle menswetens, 'n dor, droë landskap agtergelaat. Dalk ken jy ook vandag iets van daardie dorheid. Hoekom voel die mens so baie keer binne in hom of haarself hierdie leegheid? Hierdie dorheid,
Jy verloor vertroue in jouself en jy's onseker oor die besluite wat jy moet neem. Dit voel vir jou of die lewe nie meer die moeite werd is nie. Maak nie sin nie, dis nie meer lekker nie. Dit voel vir jou of jy nie vordering maak nie, of jy nie groei nie. Daar's vir jou geen uitdagings nie, geen vooruitgang nie. Jy begin so half dood raak, namp raak, gevoelloos raak teenoor mense rondom jou. Jy voel nie eintlik meer iets vir jou geloof, vir God, vir die kerk, vir godsdiens nie. Jy voel geestelik droog, dor, leeg. Ja, ons weet wat geestelike dorheid beteken. As ek en jy saam met die stroom wil gaan en wil gaan 13 antwoord omdat almal dit so doen, skeer dit 'n mens se binneste, jou mens wees, wie jy is, die fondament waarop jy staan, aan stukke. Dit het gevolge vir jou siel en jou mens wees, liewe broers en susters. Onthou net, ek en jy het elke dag 'n keuse om of saam met die stroom meegesleer te word en omdat dit volgens ons die regte ding is om te doen, want almal doen dit, as om op te staan vir God se beginsels, te staan by dit wat jy glo. Ja, ons het die keuse, word meegesleer deur die sleurgang van leuns, bedrog, skinder, liefdeloosheid, haat, wrokke, negativiteit. Of ons het die keuse om in die Here te glo en aan sy beloftes vas te hou, om volgens sy woord te leef en God se seën te ontvang. Jy kan kies, weg van God en geestelik arm, of by God en ryk aan sy genade, sy teenwoordigheid, sy liefde, ten spyte van en ongeag wat. Hierdie positiewe besluit vir die Here in jou lewe is om van woestyn na paradys te gaan. Miskien nie op materiële vlak of op uiterlike vlak nie, maar verseker dieper hier in jou hart, in jou denke, in jou verstand, in jou geestelike lewe. As dit vir jou in vandag se tye egter voel of jou lewe dor geraak het, beteken dit dat daar dringend verandering en vernuwing in jou lewe moet bring. Moet kom. Niks groei op dooie, onvrugbare grond nie. En daar moet eers gespit word. Daar moet eers bemes word. Die klonte en die klippe en die dorings moet eers uitgehaal word. Geestelike louheid is nie vir God aanvaarbaar nie. As ek en jy van hierdie dorheid in ons lewe ontslae wil raak, dan moet ons gaan na die Bybel. En dan moet ons nie tevrede wees met enkel diepte geloof in godsdiens nie. Ons moet nie eens tevrede wees met kniediepte navolging van Jesus Christus en ons betrokkenheid by die geloofsgemeenskap nie. Nee, selfs nie 'n skouerdiepte is genoeg nie. Wanneer ek en jy kies om die Here te kies, wanneer ons wil deel wees van hierdie gesig wat Esegiel gesien het, van hierdie water wat uit die God en die troon van die Lam stroom, hierdie lewegewende water, hierdie water van verandering, hierdie water wat lewe en groei bring. As ek en jy dit wil beleef, dan moet ons rug draai op die keuses wat partykeer vir ons te maklik kom, wat vir ons lekker is, wat vir ons kortstondige plesier en genot en resultate bied. En dan moet ons 'n bietjie dieper delf en dieper gaan, tot waar ons nie eintlik meer kan staan in die geloof nie en net vir God kan vertrou, om saam met ons met hierdie rivier van lewe, water van lewe, te gaan en te ontdek hoe ons skoon gewas word deur die bloed van Jesus. En hoe daar in ons en uit ons lewe vloei, deur die woorde wat ons sê, deur die manier hoe ons na iemand kyk, deur die manier wat ons praat en optree. Een van die wonders van hierdie gesig wat Esegiel gesien het, is dat dit die dooie see
verander het. En ek meen, as daar hoop is vir die dooie see is 'n binnelandse meer met geen uitloop nie, nê? Net vir homself, hier, vir my. Samel die dooie see die watertjies in wat uitloop, in hom inloop. En hoe meer die water verdamp, hoe souter word hierdie water, hoe meer onvrugbaar, hoe digter word hierdie water as gevolg van die stout, dat daar selfs 'n stomp 'n mens op kan dryf. Maar Esegiel sien 'n gesig dat as hierdie lewende water wat van God en die Lam, Jesus Christus afkom, in jou invloei, dan word jy soos 'n borrelende fontein en verander die brakwater in jou, in borrelende water, wat jy uitleef, wat 'n verandering bring, miskien in jou huwelik, in jou gesin, jou verhouding met jou kinders, daar by die werk, jou ingesteldheid teenoor ander mense en omstandighede. Die water word vars, sodat dit lewe gee. Die engel sê vir Esegiel, eers enkel diep, toe knie diep, heup diep, en uiteindelik die diepte waar hy nie meer kon staan nie. Broers, soos jong mense, hierdie water, waarvan Esegiel vir ons hier vertel, verteenwoordig die teenwoordigheid van God in my en jou lewe. As jy en ek in God se stroom leef, as ons toelaat dat sy lewende waters in en deur ons vloei, dan word ons woestyne omskep in 'n paradys. Ja, in God se stroom sal ek en jy ontdek dat dit ons eintlike sin is, dat dit ons eintlike rede vir lewe is, dat dit hier is waar ons moet wees. As ons God se stroom water oor ons voel, dan word al die sleg en die lelik en die doodheid afgewas. Dan kom ons agter wie ons is, geliefdes, kinders van die Here God. En dan besef ons dat hy altyd getrou is en sal wees ten spyte van omstandighede. Dan besef ons dat hy vir ons die beste wil hê, ongeag die dinge wat vir ons so wil onderkry. As God se geliefde omring deur sy Gees se lewegewende water, wil en sal hy jou seën. Wil hy jou hart vul met die wete dat jy kosbaar is. Wil en sal hy die dorheid verander in 'n oase. Wil hy jou lewe aanraak, dat daar weer groei in lewe is. Ja, hierdie rivier in Openbaring 22 vers 1, waarvan ons lees, vertel dat die water van die lewe uit die troon van God en van die Lam stroom. Dit verwys natuurlik na die ewige lewe. Buiten die rykdom van God se teenwoordigheid in ons lewe, as sy geliefdes, sy genade en sy seën wat ons nou reeds ontvang en wat vir ons meesleer in sy liefde en genade en sy krag. Praat hierdie Openbaring 22 vers 1 van 'n stroom van lewende water en ewige lewe. En dit is nog 'n ekstra waarna ek en jy uitsien. Mag die Here ons help om deel te kry van hierdie nuwe lewe. Mag hy ons help dat ons lewe vertel dat 4 x 3 12 is. Mag hy ons help dat ons sal ophou om meegesleer te word deur hierdie stroom wat in 'n dooie see eindig, van wat die antwoorde 13 bly. En wie se norme en etiek deur leuns en liefdeloosheid en haat en oordeel oor ander voorgeskryf word. Geliefdes, jong mense, kom ons gee ons lewe aan die Here. Kom ons vra nie dat hy ons sal oorspoel met sy Heilige Gees. Kom ons vra dat hy ons sal meesleer in sy fonteine van hoop, in sy borrelende water van lewe, en dat ek en jy ook hoop en lewe sal bring, wanneer ons deel word van hierdie stroom van die Here. Amen. Here, baie dankie dat U vir ons vandag so duidelik kom wys het. Dat ons so maklik meegesleer word in die lewe deur opvattings en sienings.
deur statistiek en voorspellings van hierdie wêreld. Ja, Here, ons antwoord baie keer saam, die antwoord is 13, terwyl ons weet dis nie waar nie. Help U vir ons om deel te wees van daardie stroom lewende water, wat van God af en uit die troon van die lam van Jesus is, dat ons deel sal wees daarvan en ook sal groei bring, verandering, hoop. Dankie dat U vir ons deel gemaak het van 'n plan om lewe te bring waar daar doodsheid verkondig word. 'n Plan van hoop waar dit verander na 'n hopelose saak lyk. Dankie dat ons aan U kan vashou as ons Here, as ons verlosser, as ons koning, as die Almagtige, wat is, was en altyd sal wees. Aan U kom toe al die lof en die eer, in Jesus se naam. Amen. Laat die lewenswater nou vloei oor my gees. Kom bevry my hart van alle angs en vrees. Vul my denke, vul my lewe met U krag. Op U Heilige Gees se werking wil ek wag. Jesus, Jesus, Jesus. Kom nou, Heilige Gees, en neem nou volle beheer. Hou my vas, genees my hart van hierdie seer. Lei my in die waarheid, was my skoon, maak vry. O Jesus is my rots, by U wil ek bly. Vader, Vader, Vader. Gee jou hart vir Jesus, net Hy het die krag om jou te verlos van elke sonde mag. Hy is die weg en waarheid, en Hy kan jou bevry. Net by Hom is lewe en vergifnis te kry. Heilige Gees, Heilige Gees, Heilige Gees. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die vryspraak en die voorspraak en die vrede van die Heilige Gees by elke een van julle bly en wees. Mag sy goeie
sodat